kan ek net herhaal dat dit vir my en vir Jansen regtig 'n groot voorreg is om hier vanuit die Loudensfort landgoed met jou te gesels. Dis 'n pragtige omgewing en ons het elke nou en dan mense wat hier verbyloop en hulle werk hier in die tuin. Jansen moet nou maar sorg dat daai geluide nou nie te erg word nie. Maar dit is werklik 'n groot voorreg en ek dink die mooi omgewing skakel eintlik 'n bietjie aan by wat ek vanmôre met jou wil deel, naamlik dat die Here Jesus vir ons woonplek beloof. En hy doen dit in die eerste 4 verse van Johannes 14. Hy sê, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Nou, die Here Jesus beloof woonplek, soortgelyk aan dit wat hy het in die hemel by die Vader. En die woonplek waarvan hy hier praat is sekerlik nie groot gerief in ons konteks nie. Ek dink nie dit vergelyk met die mooiste hotel aan die seefront of in die Drakensberge of in die Kruger Wildtuin in 'n lodge of iets nie. Want dit wat ons in die hemel gaan hê, is ver meer as wat ons kan bid of dink. Ek dink nie ons het naastenby 'n idee van wat hierdie woonplek op die ou einde gaan wees nie. Maar die voorbereiding van hierdie woonplek, dink ek nie is iets wat die Here Jesus of die Vader of die Heilige Gees in die afgelope duisende jaar mee besig is nie. Ek glo die voorbereiding vir hierdie woonplek het plaasgevind aan die kruis. Toe Jesus die prys betaal hy met sy lewe vir ons woonplek, 'n ewige woonplek in die hemel. En dit is wat ek glo die Here Jesus vir ons hier wil sê. Hy sê by implikasie, daar is genoeg rede waarom 'n mens bang kan word, ontsteld kan word, bevrees kan word en dinge kan begin bevraagteken. Waarheen is alles op pad? Kyk net wat gebeur in Suid-Afrika. 'n Mens kan skaars die paaie gebruik. Vanmôre hoor ek die blou trein het ook sy einde gesien. Hoop is tydelik. En sovoorts. Dinge loop sleg. Kan ons nie maar vanmôre opnuut moed skep en sê, daar lê 'n beter toekoms voor. Die Here Jesus Christus sal ons nie in die steek laat nie. Kom ons vertrou op hom en ons stuur die boodskap dat hy sorg in alle opsigte vir elke mens. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Mooi loop.